Hier is die volgende onderwerp vir aardrykskunde, eenheid 3, koördinate, hoe kry ons plekke op 'n kaart en RightNet verwysings. So as ons kyk in die opsommings vandag, hier die linkerkant, koördinate by die eerste kolletjie wys waar 'n plek is op 'n kaart. Kolletjie 2 bestaan uit die breedtegraad wat die ewenaar is en die lengtegraad wat die Greenwich meridiaan is. Volgorde is belangrik, so die breedtegraad wat die ewenaar is, noord of suid. Dan is dit die lengtegraad wat die aardbol verdeel in oos en wes. Voorbeeld van hoe mens koördinate skryf is 20 grade noord, 50 grade wes. As ons hier by die regmerkie kyk, gebruik altyd die graadsimbool, gebruik hoofletters noord, suid, oos of wes. As ons kyk na die twee handjies, eers op en af van die ewenaar, dan links of regs van die Greenwich. As ons kyk na die laaste blokkie links onder, breedtegraad en lengtegraad. Die wêreldkaart het breedtegraad en lengtegraadlyne. So as 'n mens net vinnig na hierdie aardbol kyk, die breedtegraadlyne is wat dwarsloop, met ander woorde van links na regs oor die aardbol, en dan as 'n mens kyk na die lengtegraadlyne, loop van bo na onder die aardbol. Breedtegraad wys hoe ver 'n plek noord of suid van die ewenaar is, en lengtegraad wys hoe ver 'n plek oos of wes van die Greenwich meridiaan is. Koördinate wys 'n presiese punt op 'n kaart. So as ons mens na die regterkant toe gaan, dit is goed wat 'n mens moet weet om vrae te beantwoord in die vraestel, want dit gaan baie praktiese vrae wees wat jy gaan moet toepas. So as ons kyk na 1, koördinate wys ons presies waar 'n stad of dorp lê op 'n kaart. Punt 2, ons moet die grade simbool onthou, dit is baie belangrik, anders gaan die koördinate verkeerd wees. Punt 3, ons kyk eers of die plek bo of onder die ewenaar lê, so is die plek in die noordelike halfrond of in die suidelike halfrond. En by punt 4, dan kyk ons links of regs van die Greenwich meridiaan, om te kyk of die plek in die westelike of die oostelike halfrond is. Dan hierdie is die heel belangrikste van hierdie skyfie. Kyk hoe ver op en af van die ewenaar, dan hoe ver links of regs van die Greenwich. So as 'n mens kyk na hierdie NB, noord of suid word altyd eers geskryf en dan wes of oos. En dit is waar die groen regmerkie is, sien is 80 grade noord, of dit kon suid gewees het, dan is dit 40 grade wes of dit kon oos gewees het. As jy oos of wes eers skryf, gaan die antwoord verkeerd wees. Volgende skyfie, hierdie is 'n aktiwiteit in jou handboek. Ons gaan kyk hoe om hierdie vrae te beantwoord. So heel eerste, net om vir jouself te onthou voordat jy begin, jy kyk waar die ewenaar lê, en jy kyk waar die Greenwich meridiaan lê. Hulle lê altyd op die 0 grade lyne. Dan maak jy net vir jou waar hulle kruis. Die is noord, die is suid, die is wes en die is oos. Net om te onthou vir as jy begin met 'n kaart. Net uit vir soos ons kyk na die vraag hierso, 1A, noem 3 lande waardeur elk van die volgende lyne loop. So as ons 1A kyk, 40 grade suid, ons weet die ewenaar wat hierso lê, verdeel die aardbol in 'n noordelike halfrond en 'n suidelike halfrond. So ons sien ons moet na suid kyk, so dit is onder die ewenaar, en as ons hierso aan die linkerkant kyk, sal ons sien dit is 10 grade, 20 grade, 30 grade, 40 grade. Jy sit hier liniaal neer op hierdie 40 grade lyn en jy trek 'n reguit lyn. Dan sal jy sien as jy mooi kyk, ons gaan deur Chili, dan gaan ons deur Argentinië. As ons verder aangaan, sal ons sien ons gaan hierso deur Nieu-Seeland. So hierso is die antwoorde. Die volgende vraag is 1B.
Dit eers uitvee. So 1B vra vir 120 grade oos. So watter lyn verdeel die aardbol in oos en wes? Ons weet dit is die Greenwich meridiaan. En hulle vra vir oos, so ons moet aan die regterkant kyk. Dan kyk ons grade en ons tel tot by 120 grade. Dan gaan ons sien dat 120 grade hier lê. Gaan af. En hulle vra vir 3 lande waardeur hierdie 120 grade ooslyn hardloop. En as ons mooi kyk, sal ons sien hierso hardloop dit China, Taiwan, en dan hierdie is 'n bietjie te mekaar hierso, maar dan sien ons hy gaan duidelik deur Australië. En die volgende vraag is 1C, dit is 70 grade noord. Dit eers uitvee. So ons vra onsself eers watter lyn verdeel die aarde in noord en suid? So dit is ewenaar. So ons trek eers ons ewenaar in. En hy verdeel noord en suid. En ons weet ons moet in die noordelike kant kyk, so dit is in die bokant. En dan kyk ons waar presies lê 70 grade. So as ons hier opgaan, sien ons hier lê 70 grade. Ons beweeg van links na regs. En dan kyk ons mooi watter land hy deur gaan. Dan sal ons sien hy gaan deur Groenland. Dit is bietjie moeilik om te sien met Kanada, maar Groenland is een van die antwoorde. Noorwe, as mens hierso kyk, is een van die lande. En dan sal mens sien hy gaan ook deur Rusland. Volgende vraag is 1D. En hy vra vir 30 grade oos. Nou watter lyn deel die aardbol in oos en wes? Dis die Greenwich meridiaan. Hy loop van bo na onder op die aardbol. En ons weet oos is met ander woorde aan die regterkant. So as ons kyk waar hierso is 30 grade oos. Dan gaan ons af. Ek sien hy is nie in die lys van antwoorde nie, nommer D, maar mens kan duidelik sien deur watter lande gaan hy. Gaan deur lande soos Egipte, Sudan, en dan gaan hy deur lande soos Zambië en Suid-Afrika. Maar hulle vra net vir 3 lande. Dan gaan ons na vraag 2 toe. Gaan we net eers uitvee. Vraag 2. Watter lande het hier die koördinate? So nou, dit is waar mens begin met koördinate en waar het belangrik is om die halfrondes te ken en te weet watter lyn verdeel in watter halfrond is. So die eerste vraag is 2A. Ons sien 20 grade noord, 80 grade oos. So heel belangrik, mens begin altyd eers met die ewenaar wat die so hardloop. So 20 grade noord, ons weet is in die bokant, hierso is 20 grade noord. En dan kyk ons waar 80 grade oos is, dit is volgens die Greenwich meridiaan. Dis die Greenwich meridiaan, ons kyk waar 80 grade lê. Ons sien, waar is die 80 grade nie, maar dit is tussen 75 en 90 grade. So as ons 90 grade van 15 grade aftrek, sien ons die helfte is 82 grade. Maar so ons kom hier af. En dan ons het die 20 grade hierso, so ons kom langs. En waar die twee kruis, sal vir jou antwoord gee. En ons sien 2A se antwoord is Indië. Ons vind dit uit. En dan gaan ons na 2B toe. So hulle sê 40 grade noord. En dan hierso staan niks nie.
So met ander woorde is 0 grade oos en dit beteken dit lê presies op die Greenwich meridiaan. So heel eerste 40 grade noord, ons kyk waar ons ewenaar is, want jy begin altyd eers met die ewenaar. Die noordelike kant, jy kyk waar 40 grade lê, so is 40 grade, en dan sien jy dis 0 grade oos, of wel kan ook gestaan 0 grade wes eintlik, of wes. Dan gaan ons hierso, en ons gaan hier oor, en presies waar die twee kruis, 2B se antwoord is Spanje. Dan vraag 2C, dis uitvee, vra vir 10 grade suid en 50 grade wes. So eerste begin jy altyd met die ewenaar. Jy sien hulle vra vir suid, so jy moet aan die onderkant van die ewenaar kyk. Hier is 10 grade suid. En dan vra hulle vir 50 grade wes. Hier is die Greenwich meridiaan. So jy weet jy moet aan die linkerkant gaan kyk en jy kyk waar 50 grade is. Dan sien jy, maar dit is tussen 45 grade en 60 grade. As jy 60 grade van 45 grade aftrek, kry jy 15 grade en die helfte daarvan is 7.5, so as ons 7.5 tel by 45 grade, kry ons 52.5 grade. Maar ons kan uiteindelik in die helfte gaan mik, so hierso is, so daar kom dit af, min of meer in die helfte. Ons nog 'n bietjie verder gaan, en hier is 10 grade suid. Nou sien ons die antwoord is 2C is Brasilia. Dan gaan ons na D toe, net eers uitvee. D vra vir 20 grade noord, ons trek eers ons ewenaar. Noord beteken dit is aan die bokant van die ewenaar. Hier sien ons is 20 grade noord, ons trek ons lyn hierso. Jy moet net reguit trek met die liniaal, en dan sien ons weer 50 grade oos, en ons weer die Greenwich meridiaan deel die wêreldkaart in oos en wes. So oos is aan die regterkant, so as ons weer kyk hierso, 50 grade lê tussen 45 grade en 60 grade, so min of meer die helfte is 52.5 grade, maar as ons met hierdie lyn afkom, min of meer in die tussen die twee lyne, dan gaan ons sien waar die twee lyne mekaar kruis, 20 grade noord en 50 grade oos mekaar kruis, is die antwoord Saudi-Arabië. Dan gaan ons na vraag 3 toe. Gee koördinate vir elke van hierdie lande. Kies 'n punt wat min of meer in die middel van elke land is. So hierso kan 'n mens 'n bietjie kroek. Ons gaan nou sien hoe ons dit gaan doen. So eerste vra hulle vir die koördinate van Suid-Afrika. So Suid-Afrika lê hierso. So hulle vra vir koördinate. So eerste begin 'n mens met die ewenaar. Trek jy altyd eers die ewenaar in. En jy sien Suid-Afrika lê in die suidelike halfrond, so jy moet onder die ewenaar kyk. So kom ons kyk watter lyn, en ons kies my punt hierso, en ons hierso, is min of meer in die middel van Suid-Afrika. So ons sien dat hy in die suidelike halfrond lê volgens ewenaar, en die lyn wat die beste deur daai punt gaan, sien ons is 30 grade suid. So ons skryf eers neer, hierso is by antwoorde, skryf ek eers 30 grade suid neer. Dan weet ons moet volgens die Greenwich meridiaan gekyk, so ons trek die Greenwich meridiaan in, dis op die 0 grade lyn, en ons kyk hoe ver regs ons met die Greenwich meridiaan moet gaan, om deur hierdie punt te gaan. So as mens kyk, hier lê hy, is ons op, tussen daardeur, so dit lê min of meer in die helfte van tussen 15 grade en 30 grade,
En as 'n mens 30 van 15 aftrek, kry jy 15, en die helfte van 15 is 7.5, en jy tel by mekaar, so jy sien is min of meer 22 grade oos. Want Suid-Afrika lê aan die oostelike kant van die Greenwich meridiaan. Dan skryf jy neer 22 grade oos. Ek vind dit uit. Volgende ene is 3B, is Canada. So hier sê Canada. Ek sit eers jou liniaal op die ewenaar neer. En dan kyk jy aan die linkerkant, hoe ver moet jy optel. En kies eers sien jy dat Canada lê in die noordelike halfrond, en dan kyk jy hier langs die kant hierso. Waar lê Canada? Canada lê hierso. So kom ons kroek 'n bietjie, ons kies hierdie lyn want hy kruis maklik. So jy sien volgens die ewenaar lê Canada 60 grade noord. So by antwoord gaan skryf jy die eerste hierso by 3B hieronder. Skryf jy 60 grade noord van die ewenaar, en dan kyk jy eers na die Greenwich meridiaan. Hierso hardloop. Jy sien Canada lê aan die linkerkant van die Greenwich meridiaan, so dit is aan die westelike kant. En as mens nou tel hierbo, gaan jy so intoe. En jy volg die lyntjie so. En dan sien jy lê by 105 grade. Okay, sorry, 105. Ek sien hier in die antwoorde staan 120 grade. Okay, maar dit hang af waar mense 'n punt kies. So 120 grade kan ook daar gewees het. Hang af waar mense 'n punt kies. Dan by 3C vra vir Brasilia. So natuurlik, dit hang af waar jy 'n punt kies. Maar ons maak dit maklik en sorg dat ons lyne op bestaande lyne kruis. So Brasilia, hierso lê Brasilia, net daar uitvee. Nee, vee uit. So kom ons kroek 'n bietjie met Brasilia. Hier lê Brasilia. Kom ons kies hierdie punt. So om die koördinaat van hierdie rooi punt te kry, gaan ons eers na die ewenaar toe. Jy sit hier al neer. Jy sien dat Brasilia lê in die suidelike halfrond. Dit lê onder die ewenaar. So ons gaan af. So ons kyk hier langs aan. Ons sien daai rooi punt kruis hierso by 10 grade suid. Dan gaan kyk ons na die Greenwich meridiaan. Ons sien Brasilia lê in die westelike halfrond. Ons moet so intoe beweeg. En as ons met hierdie punt op beweeg, sien ons hy lê op 45 grade. Skus hier weer eens, so dit hang af waar mense 'n punt kies. So jou antwoord is 10 grade suid en 45 grade wes. Kom ons vind dit weer uit. Nou kyk ons na die laaste ene, Australië. So kom ons kies 'n lyn, 'n kolletjie in Australië, en ons bepaal sy koördinate. So kom ons kies daarso. En ons kroek weer eens 'n bietjie, want ons sien hierdie stippellyntjie wat hier so hardloop is die kreefskeerkring wat op 23 grade lê. So ons kies daai kolletjie. So as hierdie punt se koördinate wil bepaal, gaan ons eers na die ewenaar toe. Dan sien ons Australië lê aan die onderkant van die ewenaar, so dit is in die suidelike halfrond. So ons kyk af. En ons het gesê ons gaan 'n bietjie kroek, ons kies die kreefskeerkring wat op 23 grade lê. Hierso as ons kyk na die antwoord by 3D, 23 grade suid. Nou nie jou grade simbool vergeet nie, maar ook jou suid simbool vergeet wat hoofletters is nie. En dan gaan ons nou volgens die Greenwich meridiaan. So lê hy. Ons sien
Australië lê aan die regterkant, so dit is die oostelike halfrond, so as moet hierso kyk, so intoe beweeg. En as ons met hierdie kolletjie op beweeg, skeef. Sien ons dit kom by 135 grade uit. En dit is aan die oostelike kant, so 135 grade oos. Nou die volgende skyfie is RightNet verwysings. Die is 'n oefening wat jy in jou handboek gedoen het. Jy het baie goed gedoen hierin, so kyk net probeer hierna en dan sal jy soortgelyke vrae in die eksamen kry of in die toets kry.